Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Sondag, die 1 Junie 2025. Ons doen die nuus in kollig en 'n Sondagkoerant word kortliks hanteer. En ons hoofopskrif vir vandag sê: plaasaanval op Brits, 2 bejaardes erg aangerand. Nuushooftrekke vir vandag sien so daarna uit. 31-jarige wat op parool is vir verkrachting, weer gevang vir verkrachting. Plaasaanval op Brits, 2 bejaardes erg aangerand. Land moet genees word van gruweldade volgens minister. Man verskyn in hof vir besit van wapens en handgranate. Bulle en haie in halfeind op loftes na goeie wedstryde die naweek. Grey College hardloop draaie om Selborne om te wen met 103-14. 'n Bejaarde man in 'n rolstoel het tydens 'n plaasaanval sy vasgebinde hande met sy mond losgevoel en toe sy lewensmaat se hande losgemaak sodat sy hulp kon ontbied het. Die man en vrou wat in hulle 70's is Woensdag in die vroeë oggendure op hulle plaas sowat 5 km buite Brits in Noordwes oorval. AfriForum se buurtwag in die omgewing wat gou op die toneel was, het vertel die bejaardes het Woensdagoggend gelê en slaap toe 5 gemaskerde rowers hulle geelektrifiseerde heining omstreeks 01:00 geknip het. Die rowers het toe 'n venster gebreek en die diefwering geknip om toegang tot die huis te verkry. Hulle het die oom se pistool gevat en hom oor sy hande en teen die kop met die wapen geslaan. Hy tans in 'n rolstoel omdat hy onlangs 'n heupvervanging gehad het. Die rowers wou geld en wapens by die mense gehad het. Die polisie, 'n veiligheidsmaatskappy en AfriForum was gou op die toneel gewees. Polisiehonde het ook help soek na enige leidrade. Die bejaarde man was heeltemal uitgeput en het op die stoel aan die slaap geraak. Die tannie daardie aand, toe die krag afgegaan het, baie paniekerig geraak. Nadat die rowers gevlug het, kon die man daarin geslag het om die kabels om 'n erg gekneusde hande met sy mond los te woel. Hy het sy vrou se hande losgemaak en hy is toe na die buurman om hulp te ontbied. Die 5 mans het te voet gevlug met onder meer 'n bril, selfone, 'n televisie en 'n hekmotor. Die bande van die bejaardes se bakkie is sowat 'n week voor die jongste aanval gesteel. In die voorval is hulle honde ook vergiftig. 2 van die honde het dit egter nie oorleef nie, maar 'n derde een het oorleef. Sover bekend is niemand nog in hegtenis geneem nie. 'n 31-jarige man wat 'n vonnis van 15 jaar gevangenisstraf uitgedien het vir verkrachting is gedurende Januarie 2025 op parool vrygelaat. Hy was gedurende 2011 die vonnis opgelê vir die verkrachting van 'n 7-jarige meisie. Hy is ook geklassifiseer as 'n hoë risikogeval. Blykbaar moes hy 2 keer per maand by die korrektiewe dienste se kantore aangemeld het. Die beskuldigde is Warren Dallar, wat 31 jaar oud is. Hy het op Sondag verlede week 'n beweerde verkrachting gedoen en 2 ander maatjies van die 9-jarige seksueel aangerand. Die gemeenskap van Beaufort Wes is woedend toe die misdaad gepleeg is deur 'n man wat 'n paar maande op parool vir dieselfde misdaad vrygelaat is. Warren het reeds in die Landdroshof verskyn op hierdie aanklagte. Blykbaar het Warren die kinders genader en genoem dat hy hulle sal doodmaak sou hulle enige iemand van die voorval vertel het. Die beskuldigde het hulle ook beveel om dagga saam met hom te rook. Sy selfoon het ook uit sy sak geval en is toe opgetel en die foto's wat op die foon was, het die speurders na hom toe gelei. Die beskuldigde se parool is ook nou teruggetrek omdat Warren op die aanklagte in hegtenis geneem is. Sy saak is tot 27 Junie uitgestel vir verhoor in hierdie saak. Maatskaplike werkers is ook tans besig om hulp aan die slagoffers en hulle ouers te bied. Die land moet genees na die gruweldade wat tydens die vorige regime gepleeg is, sodat sy mense saam vorentoe kan beweeg, soos die advokaat Glynis Breitenbach, die DA se woordvoerder oor justisie en konstitusionele ontwikkeling. Sisi Gampepe, voormalige regter van die konstitusionele hof, is die voorsitter van die kommissie wat 6 maande tyd het om sy werksaamhede af te handel. Dit sal die tydperk van 2003 tot 2025 bekyk. Volgens die MRK erken hy die feit dat die slagoffers van apartheidsmisdade en hulle families na 31 jaar van demokrasie afsluiting vir hulle pyn en lyding moet kry. Volgens die MRK is nog nie veel gedoen nie, want die meer as 300 sake wat deur die WVK na die Nasionale Vervolgingsgesag, die NVG, vir ondersoek verwys is nie. Volgens Breitenbach het die kommissie tot stand gekom om na volgehoue druk van die DA en die burgerlike samelewing dat die ondersoeke sonder versuim afgehandel moet word. Die woorde stuur 'n sterk boodskap uit dat ons nooit die droom van 'n werklik vrye Suid-Afrika sal verwesenlik as ons nie die ongeregtighede van die verlede kan hanteer nie. Breitenbach sê die DA was nog altyd die sterkste voorstander
van die oppergesag van die reg en is kommerwekkend dat beweer word dat daar is met die werk van die polisie en die NVG ingemeng, het sy gesê. 'n Man het donderdag in die Landdroshof in Vredenburg verskyn nadat verskeie vuurwapens, ammunisie en 'n handgranaat glo in sy besit gevind is. Daar is op 15 gewere, 'n pistool, 'n handgranaat en 'n groot verskeidenheid ammunisie beslag gelê. Die 69-jarige man kon nie 'n geldige verduideliking gee waarom hy die vuurwapens en ammunisie in sy besit gehad het nie. In 'n onverwante saak het 'n 32-jarige man donderdag in die Landdroshof in Piketberg verskyn nadat 'n erf in Eendekuil deursoek is en die polisie op gewere en ammunisie beslag gelê het. Die polisie in Kaapstad het donderdag ook op 'n perseel in Pomlani Village, Lotus Ridge rivier deurgesoek nadat die wenk van die gemeenskap ontvang is. Hulle het op 'n pistool, 13 magasyne en 1100 patrone beslag gelê. Die teenbende eenheid in die Parel het Woensdag 2 mans van onderskeidelik 35 en 39 jaar oud in hegtenis geneem en 'n AK-47 aanvalsgeweer, 3 pistole sonder reeksnommers en ammunisie gekonfiskeer. Die polisie het donderdag gesê die mans word betrek by die moord op 3 vermeende bendelede op Mei in Holston. Die 2 mans sou Vrydag in die hof in Parel verskyn het. Die polisie in Kaapstad het 'n mensejag van stapel gestuur nadat 'n polisiesersant Vrydagoggend in Vrygrond by Meisenberg doodgeskiet is. Enige aanval op 'n lid van die polisiediens sal met die volle mag van die gereg hanteer word. Die 48-jarige sersant se lijk is omstreeks 05:00 by sy huis in Tuis-Witboystraat Vrygrond gevind nadat hy noodlottige skietwonde opgedoen het, lydens die polisie se verklaring. Die sersant was ten tye van die voorval in sy uniform en op pad om aan te meld vir diens by die polisiekantoor in Wynberg. Die valke is aangewys om die ondersoek van die moord te lei. Enige iemand met inligting kan die stopmisdaadnommer by 08600 10 skakel. Die finale onderverhaling op diesel se Junieprys is 52 sent per liter, maar hiervan moet 15 sent per liter afgetrek word omdat Erik Godongwana, minister van Finansies, in sy jongste en hopelik finale begroting vir die jaar die algemene brandstofheffing op diesel met soveel verhoog. Dis goeie nuus vir die hele ekonomie omdat dit die produksie van die meeste landbouprodukte goedkoper gemaak het en die vervoer daarvan mark of fabriek toe en weer winkel toe verlaag. Motoriste met petrolmotors het die vooruitsig van 'n verlaging van net 4 sent per liter en die prys van alle grade petrol. 'n Goue munt om die 100 amptelike jare van Afrikaans te gedenk het donderdag aand op 'n veiling by 'n glansgeleentheid in Pretoria R358.000 gehaal. Dis die eerste goue munt in Afrikaans is 100 se reeks gedenkmunte om 100 jaar te vier sedert Afrikaans in 2025 as 'n amptelike landstaal erken is. Benewens die goue munt het 'n silwer muntstuk en 'n brons muntstuk omskeidelik R53.000 en R30.100 behaal. Bekende soos die sangers Appel, Demi Lee Moore en Roan de Tooy was van die gaste by die geleentheid met Pieter Koen as die seremoniemeester. Op donderdag aand se geleentheid was ook 29 ander goue munte beskikbaar wat teen R124.000 per munt te koop aangebied is. Vrydag aand was dit die begin van die VRK kwart uitspeel rondes. Glasgow Warriors het opgetree as gasheer vir die Stormers met te veel foute wat aan die Stormers se kant tot hulle nadeel gestrek het. Die manne van Glasgow goeie hardloop rugby tentoongestel om die Stormers oortuigend te wen met 'n totaal van 36 welverdiende punte vir Glasgow en 18 punte vir die Stormers. Die Stormers het net oor die algemeen hulle self skuldig gemaak aan ongedwonge foute wat hulle nie tydens die uitspeelfases gehad het nie. Leinster het die Scarlets op hulle tuisveld aangedurf en het redelik moeiteloos as wenners uit die stryd getree teen Scarlets en gemaklik gewen met 33 punte vir Leinster en 21 vir die Scarlets. Die Bulle was weer die gasheer vir Edinburgh op loftes en het vir 'n groot skare gesorg dat hulle met die beste rugby van die seisoen tevore gekom het. Jake White en sy manne het goeie balverspreiding gedoen wat telke male tot 3 uitgeloop het voor hulle skare gekroon en het geseëvier met 'n goeie 42 punte teen Edinburgh se 33 punte. Die Sharks en Munster het mekaar in 'n geweldige stryd mekaar ontmoet in die Durbanse stadion wat deur duisende toeskouers bygewoon is. Lekker hardloop rugby vir beide spanne het gevolg en 3-3 is deur die spanne opgestapel. Die gevolg was 10 minute ekstra speeltyd gespeel moes word per kant en steeds was die telling gelyk na 2 helftes in ekstra tyd. Die manne moes toe uitskop na die pale. 6 koppe moes waargeneem word deur elke span en die Durbaniete wat hier Ebenezer op die veld gelei is, het 6 koppe oorgesit teen die 4 koppe van die manne van Munster. So volgende week is die half-eindronde Derby op Loftus Versfeld teen die Bulle en die Haie.
Wat skole rugby aanbetref het vir die naweek, was die kollig natuurlik op Bloemfontein geleë, waar die manne van Grey College die gasheer oor Londen se Selborne College was. Duisende mense het soos gewoonlik opgeruk na 'n volgepakte stadion op Bruisegronde. Watter skouspel het Grey nie tentoongestel? Hulle het weer eens gewys, hulle is 'n skool waarmee rekening gehou moet word. 17 skitterende drieë is ingeryg vir Grey en Selborne se manne kon net met 2 verdoelde drieë geantwoord het. Hardloop rugby is deur Grey College opgedis en skoppe is tot die minimum beperk, so die bal is gereeld in die agterlyn versprei, wat tot drieë vir die span uitgeloop het. Grey het 103 welverdiende punte opgestapel teen Selborne se 14 punte. Die algemeen was Grey in beheer van die hele dag se wedstryde wat vooraf deur die laer ouderdomsgroepe gespeel was. Nog skole-uitslae wat ons ontvang het: Brandwag 25, Hansmoor 8 punte, Century het 40 aangeteken teen die Wilgers se 35, Koere Hazelden het 35 teen HTS Tuine se 21, Dynamica het 26 teen Ermelo se 22, EG Jansen het 45 en Noordheuwel 55. Die Garsies het 32 teen Nelspruit se 20 aangeteken, JP het 36 en Affies 38, Jeugland het 13, Potchefstroom het 39, Kempton Park het 27 teen Klerksdorp se 37, Kes het 36 opgestapel teen St. Benedict se 0, Linden het 46 teen Vogwil se 19, Leeuwenhof het 26 teen Oosterlig se 27, Menlo Park het 27 en Transvalia 47, Northcliffe het 40 en Springs 26, Oosmoed het 15 teen Swartkop se 36, Parktown het 19 teen St. John's College se 14, Pretoria Boys het 24 opgestakel teen Michael Els se 31, Randburg het 19 teen Eldorrein se 34, Riebeeksrand het 31 teen Bastion se 19, Waterkloof het 40 teen Rustenburg se 15 aangeteken. Bergsig Uitenhage het 22 teen Woodridge se 9 aangeteken, DF Malherbe het 38 teen Victoria Park se 18, Vryhamsby het 19 en Pearson ook 19, Graham College het 43 teen Nico Malan se 42, Grey High School van Caberra het 27 teen St. Andrews College se 28, Hudson Park het 18 teen Queen's College se 19, Malo het 40 teen Dale College se 27, Montague het 43, Swellendam 12. Lando Norris het donderdag volgehou dat hy niks aan sy benadering verander het nie, al was hy baie lof toegeswaai vir sy cool en kalm oorwinning verlede Sondag in Monaco. Dit was ook sy eerste oorwinning sedert hy die seisoen sy eerste wedren, die Australiese Grand Prix gewen het, en die 5 wedrenne wat na Australië gevolg het. Piastri het die kollig by Norris gesteel en hy was 3 keer aan die wenkant in China, Bahrein en Saudi-Arabië. Alexei Popyrin het Australiese vlag in die Franse Ope laat wapper nadat die land se topspeler Alex de Minaur die vorige dag sy tasse moes gepak het. Die 25-jarige Popyrin het Leonardo Borges van Portugal met 6-4, 7-6 en 7-6 gewen om die eerste keer die 4de ronde op Roland Garros te haal. Popyrin kom nou teen die 12de gekeerde Tommy Powell van Amerika te staan. Powell het ook vir die eerste keer die 4de ronde gehaal toe die 24ste gekeerde Karen Khachanov van Rusland in 5 stelle met 6-3, 3-6, 7-6, 3-6 en 6-3 gewen het. Die 8ste gekeerde Lorenzo Musetti het 'n vroeë agterstand teen Mariano Navoni uitgewis om die 3de keer in sy loopbaan die 4de ronde te kan haal. Die 23-jarige Italianer het die eerste keer die week 'n stel verloor voor hy die Argentyn met 4-6, 6-4, 6-3 en 6-2 in 'n tyd van 3 ure en 25 minute gewen het. Iga Swiatek het Jacqueline Christian in hulle wedstryd in die 3de ronde in die eerste stel met 6-2 afgeransel. Aryna Sabalenka, eerste gekeerde, het die 4de ronde gehaal deur Servië se Olga Danilovic in 1 uur 19 minute met 6-2 en 6-3 te wen. Die 27-jarige Sabalenka kon egter nooit verder as die halfeindronde van Roland Garros gevorder het nie. Die Belarus sal teen die Amerikaner Amanda Anisimova die 16de gekeerde te staan kom vir 'n plek in die kwartfinale. Anisimova het die Deen Clara Tuxon met 7-6 en 6-4 gewen. Die 2de, die 3de, die 6de en 7de gekeerdes, onderskeidelik Coco Gauff, Jessica Pegula, Mira Andreeva en Madison Keys het donderdag al hulle plekke in die 3de ronde bespreek. Kevin Food, die afrigter van die Junior Springbokke, het 'n klompie nuwe gesigte betrek vir sy laaste oefenkamp in Stellenbosch. Voordat die span volgende maand in Italië sal sake uitspook in die 120 wêreldbeker toernooi. Pia Konisi, Kubeka, die loskopstud van Maritzburg College, Sean Schumann, die hakker van Pretoria Boys High, en Ian van der Merwe, die loskakel van Grey College, is die nuwe bloed in die groen en goud.
terwyl die slotte Jaco Grobelaar en Arno van der Merwe, asook die 8ste man Stefanus Linde, die agterspelers Jaco Williams en Elzeldien Felix weer betrek is. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou, jy kan vir Dian of Susan by 082-390-339 kontak, hulle sal jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1226, Polokwane 722, Lepalale 926, Mbombela 927, Mahikeng 623, Pretoria 1023, Johannesburg 10 en 16, Ermelo 25, Richards Bay 1227, Pietermaritzburg 1022, Durban 1324, St. John's 1224, Bethlehem 317, Bloemfontein 419, Allawil Noord 319, Welkom 720, Vryburg 723, Kimberley 822, Appington 1226, Prieska 922, Springbok 1023, Karasburg 1327, Keetmanshoop 1427, Mariental 1226, Alexanderbaai 1216, Brandvlei 1123, Loederitsbaai 1427, Vredendal 29, Kaapstad 1219, Sutherland 516, George 917, Jeffreys Bay 919, Cabarra 921, Graafreinet 922, Oos-London 922, De Aar 27, Molteno 4 in die oggend, 16 in die middag, Beaufort Wes 1022. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R18 teenoor die Amerikaanse dollar, Australiese dollar kos R11.58, die euro verhandel teen R20.43, die pond kos $24.22, die yen kos 12 sent, die prys van silwer is $32.98 Amerikaanse sent per fyn ons, die prys van goud is $3.289 per fyn ons, die prys van Brent olie is $62.78 Amerikaanse sent per vat. Gedagte vir die dag: hoe lekker is dit nie om elke dag wakker te kan word, om te besef, ons leef. Geniet jou Sondag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne, en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename Sondag word vir julle almal toegewens.